Gisteraan toe ek by die huis kom, toe voel ek so lekker en ek dink dit het goed gegaan. En ek sit my dogtertjie in die bed en ek gaan slaap rustig en sy's 8 jaar oud, laat ek dit daarom nou net sê. En toe ek vanoggend by haar kom, sy sê, "Joe, pappa, ek het so lekker geslaap in die kerk gisteraand." Ek sê vas is hoe so. Sy sê, jy praat lekker boring." So ek is jammer as dit julle ervaring was gisteraand. Ons is op 'n weg saam met die Here. Marcus Borg het iewers geskryf, "A way is a path or a road, a journey, not a set of beliefs." Iets waaroor ons gisterand gesê het. Ons het gesê dat 'n reis saam met God voel dikwels soos 'n doolhof, en 'n doolhof is hierdie pad wat daar kinkels is, daar's 'n klomp afdraaipaaie, daar's dikwels doodloopstrate en daar's keuses wat gemaak moet word. Dit is skrikwekkend, selfs dodelik. Maar wat ons dikwels beleef is dat as ons by die doodloopstraat kom, dan moet ons keuses maak. En dan wanneer ons vir onsself afvra, wat is dit wat jy jaag? Wat is dit wat jy soek? Jesus in aangrypende woorde, wat soek jy? Reg deur die Nuwe Testament roep Jesus nogal mense om hom te volg, om saam met hom op reis te gaan, om saam met hom op weg te gaan, om saam met hom op pad te gaan, om saam met hom, die Engelse woord is eintlik baie mooi, journey. Nou Dan Butler Bassey sê het as 'n jong predikant vreeslik geïrriteerd geraak met die woord journey, maar ek dink dit sê ietsie meer as reis. Ek dink die probleem met reis is, as ons praat oor saam reis, dan is dit nie net 'n vinnige koffie drink of gou inloer of kom kuier by jou nie. 'n Reis impliseer 'n klomp goed. 'n Reis impliseer ek ken jou. Dis hoekom ons dikwels van ons huwelike praat as reise. Dit beteken ek weet wie jy is en ek gaan saam met jou deur 'n paar komplekse goed. Nou, julle weet ek hou baie van fietsry en ek is jammer dat ek 'n persoonlike voorbeeld gebruik. Maar dikwels is 'n fietsry so. Ek en jy kan saam om die blok ry of ons kan saam om die blok stap en dis een ding. Maar om saam met iemand te suffer, veral op 'n meerdag reis is nog ietsie anders. Ek het 'n foto lank terug vir Anthony gestuur. Ja, daai is 'n foto van agterloop 'n man saam met my. Jy kan sien, dis onrybaar daar, of jy eintlik mag jy nie daar ry nie. Dan stoot jy jou fiets op daai berg op. En as jy 'n paar dae dit doen, dan kom jy agter wanneer jou maat in 'n donker plek is. En dan kom jy agter wanneer jou maat suffer. Dan kom jy agter wanneer jou maat swaar kry en jy weet wanneer om met hom goed gaan. Jy weet wanneer om moed in te praat en jy weet wanneer om eerder net jou mond te hou. En hy dieselfde natuurlik met jou. 'n Reis wat jy saam met iemand aanpak is so iets. Dis 'n langer pad wat jy mekaar beter leer ken, wat jy deur 'n diepte saam gaan. Die laaste keer wat ek saam met 'n goeie vriend van my gereis het, het ons vir 'n dag nie met mekaar gepraat nie. En so 'n bietjie later vir mekaar gesê, ons altyd was net moeg, ons is jammer en weer verder gegaan. En dis presies wat gebeur, nê, as jy saam met iemand journey. Op daai manier kan 'n meerdag fietswedry nogal 'n reis raak. En natuurlik is daar niks beter as jy oor die wenstreep gaan na 'n week se saam swaar kry en daai ekstase van om iets saam te bereik, om iets saam deur te maak nie. Die Nuwe Testament vertel vir ons dat 'n reis saam met Jesus so iets was. 'n Pad saam met sy vriende waar hulle iets van hom leer ken het in 'n lang reis waar hulle oppe en affe beleef het. Nie net vertel die Nuwe Testament ons dit van Jesus nie, ons weet in die Ou Testament byvoorbeeld in die Hebreëse geskrifte, dink bietjie aan Moses wat opgaan met die berg. Môre aand sal ons ietsie daarvan sê, hy kom getransformeer terug. Dink 'n bietjie aan die aardsvaders, eintlik almal van hulle. Abraham wat op 'n reis gaan. Isak, Jakob se reis wat hy eintlik met God bietjie op 'n worsteling kom daar in Jabok terug. Donderdag praat ons 'n bietjie daaroor, dat 'n reis saam met God dikwels ook 'n element daarvan in het. Dat ons bietjie worstel, dat ons bietjie mekaar se skouers skuur. Ek praat ook eers van antieke vaders, die woestynvaders, wat uiteindelik sê die lewe is 'n lang reis wat dikwels moeisaam is. Johannes doen presies dit en sê 'n lewe saam met Jesus is 'n reis, is 'n pad, is 'n weg, is 'n journey, maar gaan 'n stappie verder. Dan sê hy julle moet verstaan, nie net is 'n reis saam met Jesus 'n pad nie, maar hy is die pad. Jesus is die weg. Sy vriende wat saam met hom op die reis was, het later begin besef, hierdie is 'n lekker pad om op te wees, hierdie is 'n harde pad om op te wees, hierdie is 'n betekenisvolle pad om op te wees, maar meer as dit, hierdie is die pad. Hierdie is die pad. Hierdie is die weg.
Diana Butler-Bass vertel na Brooke Freeing Jesus dat sy hierdie teks wat ons nou gaan saam lees, gebruik het by 'n retreat. En die poging wat sy aangewend het was om te sê, as Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, dan probeer die twee woorde waarheid en lewe iets sê van hoe die pad is. Waarheid en lewe sê, hoe lyk hierdie pad? Hoe voel hierdie pad? En dis nou 'n bietjie tegnies. Die waarheid en lewe is die koneksie om die pad, die weg, die journey te beskryf. En sy het bietjie verder gegaan en gesê, sy wil mense help om 'n dieper belewenis van hierdie twee woorde te hê, en daarom het sy gesê, die weg is eintlik iets van egtheid. As Jesus sê, ek is die weg, dan sê sy, Jesus sê, ek is die egtheid. As hy sê, ek is die waarheid, dan sê sy, dit het te doen met integriteit. As hy sê, ek is die lewe, dan sê sy, dis iets wat hy oor en oor in die evangelie sê. Dink aan Johannes 9, stromende lewende water kom uit my uit. Dink aan Johannes 10, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Die lewe van integriteit, die lewe van egtheid, is 'n lewe van sin en betekenis, 'n lewe van oorvloed. In 'n geval, sy het in 'n aanbieding 'n persoon gevra, lees asseblief maar die teks en stop net by vers 6a. Opdrag was eenvoudig, lees die teks. Die persoon het opgestaan en gelees, julle kan saam met my lees. Laat julle harte, Jesus aan die woord, Johannes 14 vers 1 en dan 5 en 6a. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Ons sal môre donderdag aand bietjie vertel hoekom hulle so gevoel het. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. Thomas, die verteenwoordiging van ons is onseker, Here, help ons 'n bietjie hier. Sê vir hom, Here, ons weet nie waar hy nie gaan nie. Hoe kan ons dan die weg ken? En Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Opdrag was eenvoudig, stop net daar, moenie verder lees nie. Sy het opgestaan gereed om te begin met haar aanbieding, en net voor sy by die verhoog gekom het, het die leser uit haar eie uit aangehou lees. Niemand kom na my toe behalwe deur niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my leer ken het, sal julle ook my Vader ken. En van nou af ken julle hom en het julle hom reeds gesien. Diana Butler-Bass sê sy het gedink om 'n grappie te maak en sê, ag, jy het my seker verkeerd verstaan, is okay dat jy verder gelees het, maar jy moes eintlik by vers 6 gestop het. Met ander woorde, jy moes nie hierdie niemand en behalwe gelees het nie. En die vrou sê toe vir haar, oh no, that was the instruction, but I didn't want to do it. You have to have the second part. Jesus is the only way, that's the whole point. Die Bybel is dikwels maklik, maar baie keer nie so maklik nie. Ek dink dis 'n klassieke voorbeeld van die doolhof wat ons gisterand van gepraat het. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Stop. Maar wag 'n bietjie, 'n ander groep wat sal sê, wag so 'n bietjie, ons moet die tweede deel hê. Die enigste manier hoe Jesus die weg, die waarheid en die lewe is deur hom gaan. So daar's 'n bietjie 'n voorwaarde, daar's 'n beperking. Die klem, sê baie teoloë vir ons, is op die tweede deel. Daar's net een pad, net een weg. En dis 'n voorwaarde. Niemand kom in nie, behalwe. Jesus maak of die hek oop of die hek toe. En as hy die hek toe maak, dan sit hy lemmetjiesdraad om die kraalmure. Sit 'n 24 uur wag voor die hek om die wat nie soos ons is nie uit te hou, of die wat ons nie ken nie by te hou. Jesus sê, ek is die weg, ek is die journey, ek is die weg. Ek vermoed as Johannes daai woorde gebruik, praat hy nie van dogma nie, hy praat nie van kerkgeskiedenis nie, hy praat nie van voorwaardes en beperking nie, hy praat nie van 'n hek wat oop of toe is nie. Ek dink Johannes sal interessant vind hoe ons vandag na daai tekste kyk. Wat Johannes mee besig is relasionele taal. Hy's besig om te praat oor verhouding tussen Jesus en sy disippels, mense wat saam op reis is, mense wat mekaar beter leer ken, mense wat deur moeilike goed gaan, mense wat deur ekstasis gaan. Verhoudingstaal wat niks te doen het met 'n tegniek, 'n kaart, 'n hek wat oop is of 'n hek wat toe is nie. Johannes gebruik metaforiese, poëtiese taal om te vertel dat Jesus die pad beliggaam. En ek wil hê ons moet dit mooi hoor. Johannes is nie besig om grense te stel nie, of voorwaardes te gee nie. Hy's besig om 'n metaforiese, poëtiese taal te gebruik om te sê, hierdie man is die beliggaaming van die pad. As jy God se hart wil ken,
As jy wil weet hoe God se hart in die wêreld lyk, dit is die pad. Dit is die weg. Diana Butler-Bass sê, die behalwe wat ons so graag wil gebruik as voorwaardes, is alles behalwe 'n voorwaarde. Sy sê, dis 'n lig wat die deur vir ons wys, wat die pad vir ons wys. Ek weet nie wie van julle het al in die nag probeer om 'n deur te vind nie. Ons voel ons pad uit. Deesdae as ek vroeg opstaan, dan vat ek maar my selfoon en ek lig. En as ek my selfoon lig, weet ek presies waar om te gaan. Wat doen die lig? Die lig wys vir my die pad. Sy sê die behalwe is die lig. Dis die lig wat die pad vir jou wys. Dis die lig wat vir jou wys waar die reis is. Dit gee vir jou rigting. Dit sê vir jou as jy in die doolhof is, sit jou lig aan. Daar's die pad uit. Daar's die pad. Behalwe Jesus, niemand deur my nie. Ek is die pad, ek is die lig wat vir jou die pad gee. Dis die lig wat dit moontlik maak vir ons om in te kom. Die lig hou nie uit nie. Inteendeel, lig maak dit moontlik om die pad te sien en te snap. In plaas daarvan dat die behalwe deur my en niemand nie, toegang weier, verstaan ons dit dalk verkeerd. Dis nie toegang weier nie, dis nie voorwaardes stel nie, dis juis oopmaak. Makliker gemaak. Daar is geen pad, geen weg, geen journey, geen reis, behalwe vir die reis wat Jesus beliggaam het nie. Daar is geen pad, geen reis, geen weg, geen journey, behalwe die pad van liefde nie. Behalwe vir hierdie pad, is ons ver van God af, is ons geïsoleer. Behalwe vir hierdie pad, is ons alleen. Behalwe vir hierdie pad, wat sê Johannes gisterand, behalwe vir hierdie pad sal donker. As nie vir hierdie pad was nie, sal daar nooit lig wees nie. Dis nie uitsluiting nie. Dis 'n uitnodiging. Hier is die pad. As jy wil weet hoe die lig in jou lewe kan inbreek, dis die pad van Jesus. As jy wil weet wat die pad na sin en kwaliteit is. My vrou sê vir my sy het sleg geslaap want sy kon nie my vrae gisterand antwoord nie. Wat soek jy? As jy nie weet wat om my vraag te antwoord nie, jy soek die lig, man. Dis wat jy soek. Jy soek die pad uit. Jy soek die pad uit. En Jesus sê, hier ek sit die lig vir jou aan, daar's die pad. Hier sien ek. Leef hierdie pad. Nie net agter my aan nie, maar in my. Want ek is die pad. En ek is die pad van twee goed. Ek is die pad van integriteit en ek is die pad van egtheid. Presies die pad wat hier is geloop is die pad van integriteit. Brené Brown, die bekende maatskaplike werker, het vreeslike mooi werk gedoen oor kwesbaarheid en julle almal weet dit. En dan sê sy die enigste manier om oor kwesbaarheid te praat as ons dit kan doen met integriteit. En ons moet kan eg wees. En dan skryf sy in haar boek Dare to Lead. Julle kan gerus die boek optel as jy iewers 'n kans kry. Sy sê integriteit. It's choosing what's right over what's fun. Fast or easy. It's choosing to practice your values rather than simply professing them. Nou oor die moeilike deel gaan ons donderdag praat, maar as min woorde wat meer waar is van Jesus se lewe. Min woorde wat meer waar is as dit van Jesus se lewe. Inteendeel, dis presies wat Johannes vir ons kom sê. Johannes kom sê nie vir ons, Jesus het vir ons vertel dat hy die pad is nie. Hy sê Jesus is die pad. As jy wil weet wat dit is Jesus wat die pad is. Jesus se vriende, die mense wat saam met hom geleef het stelselmatig begin agterkom, maar jene, hierdie is die pad. Haai, ons kan mooi werk met mense wat anders as ons is. Haai, ons kan maar waag om te vergewe, want kyk wat gebeur wanneer ons dit doen. Maar jene, ons kan maar waag om te leef wat ons sê. Ons kan waag dat ons optrede en ons woorde by mekaar uitkom. Dit het hulle getransformeer, dit is vir die kerk aan die gang gesit het. Want mense het begin doen wat Jesus vir hulle gewys het moontlik is. En wat smaak hulle, wat proe hulle? Proe 'n stuk egtheid. As Jesus vir hulle sê, ek gaan vir julle die pad wys, dis nie hierdie pad nie. Ek gaan die lig vir julle skyn op hierdie pad. Dis die pad van egtheid. Dis die pad waar ons doen wat ons sê en sê wat ons doen. Dis die pad waar ons leef na wie ons is. Brené Brown sê, as daai stuk kwesbaarheid uitkom, dan raak egtheid 'n stuk keuses wat ons elke dag maak. Sy noem dit 'n versameling keuses. Elke dag moet ons kies om te gaan leef in egtheid. En dis moeilik,
Behalwe as ons weet dat ons klaar goed genoeg is. Dis moeilik om heeltyd vir egtheid te kies as ons dink ons het dit nie gemaak nie. As ons dink ons moet onsself nog bewys teenoor God. Vanmiddag sit ek met 'n ma, eintlik vanoggend met 'n ma wat bekommerd is oor haar seun. Hy's by 'n ander kerk en die kerk vertel die hele tyd vir hom, jy maak dit nie. Jy is nie goed genoeg nie. Jesus aanvaar ons net soos ons is. Al maak ons 'n versameling slegte keuses. Met ons swakhede en die dom goed wat ons elke dag doen. Natuurlik vra dit 'n stuk dapperheid, want dapperheid sê ek moet erken ek is onvolmaak. Ek moet erken ek is kwesbaar. Want my kwesbaarheid, my foute, my tekortkominge maak my op geen vlak minderwaardig of onbelangrik vir God nie. Ek het in die week, of laasweek toe ek met hierdie goed werk, toe het ek hierdie helder oomblik gehad. Ek vermoed, ons is heel wat meer ingestel op ons foute en tekortkominge as wat God ooit sal wees. Ons is meer ingestel op ons tekortkominge as wat God ooit sal wees. En daarom is Jesus op 'n fundamentele manier reg. Hoe meer ons in egtheid leef, hoe meer oorvloed het ons. Hoe meer lewe het ons. Hoe meer ons egtheid inoefen en keuses maak van egtheid, hoe meer ons in die pad van die lig, agter die lig aanloop in egtheid, hoe meer vreugde het ons in ons lewens, hoe meer vrede het ons, hoe meer dankbaarheid het ons, hoe meer genade het ons, hoe meer joy is daar in ons lewens. Dit is moeilik, want ons het idees en gedagtes oor onsself. Ons dink ons maak dit nie in die lewe nie. Ons idees en gedagtes oor wie ons dink ons veronderstel is om te wees. Ek wil jou uitnooi om 'n keuse te maak om nee te sê vir 'n klomp goed. Nee te sê vir die wêreld wat vir jou sê jy moet iets wees. Jy moet ja sê vir 'n klomp goed. Jy moet ja sê vir jouself, vir wie jy is. Vir die mens wat jy is. En as jy ja kan sê vir jouself, dan beteken dit dikwels ons met 'n klomp vrees en angs in die oë kyk. Ek en jy wil graag vashou aan die idee wat ons het oor wat ons moet wees en wie ons nie moet wees nie. Die disippels het dit ook gedoen. Jesus sê vir hulle, waar ek gaan, kan julle nie gaan nie. Dit maak dit hulle dink hulle is buite. Hulle bly buite. Hulle wil nie inkom nie. En daarom bly hulle in vrees. Jesus draai om, kyk na sagte oë met hulle. En kyk na sagte oë met ons. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Except for my showing you the way of God, you'd get lost. As ek nie vir jou die pad wys na God nie, gaan jy verlore raak. So hy sê, and with that Jesus set on his own path of suffering and sent his friends on the way. Ek sluit af, die taal van 'n reis of 'n journey of 'n pad of 'n weg impliseer dat daar afstand is wat afgelê moet word. Ons het die idee dat dit 'n afstand is van die begin na die einde. Miskien is dit. Maar daar's ook 'n afstand wat afgelê moet word tussen ons en die een wat voor ons loop. Jesus wil ons uitnooi om, Johannes vertel van kom en gaan. Johannes vertel van 'n reis wat ons kan aanpak. Johannes vertel van 'n afstand wat ons kan waag om af te lê. Miskien kan ons vanaand probeer dink hoe kan ons die afstand tussen ons en God af lê? En ek dink daar's 'n pad. Hoe kan ons die afstand af lê tussen verlies en troos? Ek dink daar is 'n weg uit. Hoe kan ons die afstand af lê tussen ons bekommernisse en ons vrees? Ek dink daar's 'n journey. Hoe kan ons die afstand af lê tussen vrees en liefde? Dit is die beste moontlike pad wat daar is. Dit is 'n pad van integriteit. Dit is 'n pad van egtheid. Dis die pad wat Jesus gestap het van oorvloed. Ek gaan jou kans gee om weer so 'n paar minute stil te raak en dalk so 'n bietjie oor die dinge te dink wat jy vanaand gehoor het. Daarna gaan ek vir ons voort in gebed. Here Jesus, U weet hoe ons sop gedrink het ons saam gesels oor reise wat ons in die lewe al aangepak het. En dankie Here vir die betekenisvolle reise wat ons al
op 'n baie eenvoudige manier saam met mense kon gehad het. Mooi plekke wat ons gesien het, goeie geselskap wat ons gehad het. Dankie Here vir reise in ons lewens wat baie keer swaar is. Ons dink sommer aan mense, Here, wat met 'n siekte sit, met 'n reis in 'n siekte is. Ons dink aan mense wat saam met 'n reis van verlies is. Ons dink aan mense wat in 'n nuwe reis is, 'n nuwe fase in hulle lewens. Dankie Here dat ons mense het om saam met ons te reis, al is dit ons eie persoonlike reis. Here, dis dikwels in die saam wees, in die saam reis, in die saam sukkel, in die saam swaar kry, wat ons ook iets van U lig kan sien. Here Jesus, dankie dat U vir ons die lig kom gooi op die pad van integriteit en die pad van egtheid. Ons raak vasgevang in wat mense om ons in die wêreld en die kultuur van die dag vir ons probeer sê ons moet wees of ons kan wees. En dan vergeet ons so 'n bietjie wie ons is. Ons identiteit en dit wie ons is ten diepste geanker in die pad. Hierdie pad wat U kom stap het. Here, U is die weg, die waarheid en die lewe. Die pad van egtheid, die pad van integriteit, die pad van oorvloed. Dit is die pad wat ons voorkies. Amen.